kids aren't a commodity. Ons kinders is nie handelsware nie. Dit is sodra ons begin dink aan kinders as handelware en ons plaas 'n waarde van een persoon bo die ander as gevolg van 'n gebrek, dan is ons eintlik besig om die mens af te kraak en dan doen ons wat die kommuniste gedoen het en ons sit 'n geldwaarde gekoppel aan 'n persoon. Goeiedag luisteraars, ons hoop dit gaan goed met julle. Ek is hier met Skalk Buys en met Roy Aslett. Sy sê sy van by nie, maar sy van is Aslett vir as jy hom op Facebook wil stalk. Maar in elk geval, ons praat hierdie week oor surrogaatskap. En dit sluit baie aan by die vorige gesprek oor in vitro bevrugting. Ek dink dit is die Engelse afkorting is IVF, ek weet nie of dit is in Afrikaans nie. Maar ja, dit is net die volgende stap daarvan. Alles wat ons, indien julle nog nie die vorige video gekyk het nie, gaan kyk om, want dit sluit vreeslik baie aan. Al die dinge wat daar so geld ook nou vandag. Dit geld, die feit dat jy moet die aantal eiers wat jy bevrug, met die aantal kinders wat jy gewillig is om te hê, want 'n bevrugte eier, ons glo dat lewe begin by konsepsie, dan tel dit as 'n vroeë abortus. So dis moet jy gewillig wees om bevrugte eier eintlik die kind te dra. Dit geld ook. Die redes hoekom jy dit doen geld ook as jy voel jy is geroep om 'n ouer te wees, maar jy of jou vrou is onvrugbaar, dan geld dit ook. Meer die vrou en daai kan dink ek jy geld meer vir dit. Dit geld ook. En nou is die volgende dimensie, indien jy nie die kind kan dra vir een of ander rede nie, is die ander persoon wat ons in ag moet neem. Is daardie persoon uitbuitbaar, as ek maak wat ek sê, bied jy hulle geld omdat hulle regtig nodig het, ontwikkel hulle koneksie met daardie persoon. So eers kom ons praat daaroor. Hoe kan dit gevaarlik wees? Hoe kan dit sleg wees om 'n persoon te gebruik, om iemand anders te gebruik om jou kind te dra? Want wel met surrogaatskap probeer mense nou nie 'n team hoe Abraham wees nie. Dit is die bevrugte eierselle wat in die ander vrou geplaas word. So, en asseblief julle brei daarop uit. Ja, ek dink, daar's 'n vraag wat ek en Inge oor gesels het, oor waar begin moederskap? Is dit as gevolg van die DNA wat jy gee? Of is dit die proses van die swangerskap self, die volle 9 maande? Of wel die tydperk wat jy swanger is? Of is dit die aksie van geboorte wat jou toe-eien as die ma van daardie kind? En so is dit eintlik 'n baie ingewikkelde vraag wat ons mee sit, is wat moet jy gee om werklik geag te word as die ma van daardie kind? Want die 9 maande van swangerskap wat 'n vrou deurgaan, is net soveel, ek weet nie wat se mooi Afrikaanse woord, die bonding met daardie kind, as na die geboorte. Dit is versorging van daardie kind, wat ons dan gewoonlik sal toeskryf aan wat 'n ma sal doen. En soos daar eintlik 'n baie ingewikkelde vraag wat ons moet nou vra, hierdie surrogaat, hierdie derde party wat jy in jou huwelik betrek, want die huwelik is daar nie net alleenlik vir vermeerdering van die volk nie, maar dit is ook daar as die basiese bousteen van volksvermeerdering, van kinders kry. En nou bring jy 'n derde party in surrogaatskap in, wat ook baie emosionele probleme kan voortbring. En soos daar eintlik baie gelaaide vrae en emosies aangaande hierdie saak. En dan weet ek, baie van ons sal vriende hê, familie hê, lidmate hê, wat al surrogaatskap deurgegaan het. En die kans is ook goed dat hulle nie so diep soos baie ander dink oor hierdie saak nie. Hulle het dit geag as 'n manier om 'n kind te kry, en hulle het dit gevat en gebruik. Ongeag nou oor die verdere nagevolge van dit. En so moet ons met daardie persoon ook mooi werk en hulle ook mooi hanteer en ook sê, om iets te doen, al is dit verkeerd, onkunde beteken nie, jy doen nie alle sondes, of het sonde is of nie, of het net dalk verkeerd voel of lyk.
Hiermee sê ek nie surrogaatskap is noodwendig sonde nie. Ek dink net dit is nie die beste metode nie. Maar dat mense hulle ook dan herinner aan die genade te vind in die Here Jesus Christus, want daar is ook sommige mense wat 'n tipe hartseer of dalk hartseer in die beste woord nie, maar 'n tipe skuldgevoel saamdra. Indien hulle nou hoor, maar dit wat hulle eintlik gedoen het in die verlede was nou nie volgens die Here se wil nie. En so moet ons ook dan hulle herinner dat ons onkunde, dit wat ons doen in ons onkunde, gaan ons nie nou ewe skielik verdoem na die hel nie. Want alle sondes, dit wat ons gewillig doen en wat ons ongewillig en onkennende doen, is gedek deur die bloed van Jesus Christus. Yes. En so dit's ja. Ekskuus Piet, ek wil terugkom ook bietjie na jou vraag toe wat jy gevra het is, wat sal nou die probleem wees as mens nou 'n persoon kry om surrogaat te wees vir jou vir jou en jou vrou nou. En ek wil 'n geval opbring wat ek van gehoor het van hulle kan ons nou deesdae uitvind nou hoe akkuraat daai toetse is, weet ek nou nie. Maar hulle doen ons nou maar toetse en dan kan hulle nou optel of die kind Down syndroom gaan hê of een of ander genetiese siekte of daai klas van goeters. En ek het gehoor van 'n geval waar die vrou deur mense betrokke of genader is en gevra is om die baba te dra en toe hulle gegaan het, ek dink dit was op 5 maande of so. Vir verdere toetse toe kom hulle agter maar hierdie kind gaan jy weet 'n Down syndroom baba wees. En toe het die ouens wat of die ma en pa nou wat die vrou genader het vir surrogaatskap gesê maar hulle wil nie die kind hê nie. Maar nou wil hulle ook nie die vrou verder betaal vir dit nie want ek meen hulle wil ons nou nie meer die kind hê nie. So ek dink die groot gevaar veral is dat surrogaatskap begin 'n tipe van 'n produk, jy weet 'n produksie, jy weet die baba is nou nie perfek soos wat ek hom wil hê nie. Dis wil ek hom nie meer nie, so ek gaan nie meer betaal nie. So dis 'n baie koöperatiewe manier om daarna te kyk en daarvoor moet ons ook versigtig wees. Dit was 'n groot hofsaak tussen die twee partye gewees en ek weet nie presies wie gewen het nie, maar in die tussentyd is daai kind gebore, want die vrou het nie gegaan vir abortus nie. En wat nou van die kind, want die surrogaatmoeder wil die kind nie hê nie, want sy het net ingestem om te dra vir 9 maande of haar te dra vir 9 maande en die ouers wat die hele ding aan die gang gesit het, wil hom ook nie hê nie of haar hê nie, want dis die kind is nie perfek nie. So wat word nou van daai kind? Verstaan? Ja. En ek dink die op hierdie van die dag is 'n baie groot gevaar is dat wanneer ons hierdie tipe dinge begin hanteer asof dit net 'n ruiltransaksie is, in plaas van dat ons werk met mense, met jy weet soos wat ons nou sal sê in die Latyn imago Dei. As ons nie begin daai besef kry dat ons met verteenwoordigers wat in die beeld van God geskape is, het sy sekulêr of gelowig, verstaan, ongelowig of ongelowig. Almal is in die beeld van God geskape. As ons nie dit in ag neem nie, dan is ons besig om grootliks skade te maak en by te dra tot die probleem wat vandag gaan oor abortus, kinderhuise wat vol is, byvoorbeeld jou versorgingseenhede waar die kinders met spesiale needs versorg word in daai klas van goeder, verstaan. So want ons het hierdie idee deesdae van perfekte kinders, verstaan. Ons sien nie kans om 'n kind wat moontlik 'n agterstand gaan hê na te kyk nie, want dit is 'n lewenslange kommitment. En snaaks genoeg is dis asof ek weet nie as gevolg van sosiale media of wat ook al nie, maar is asof sulke babas al hoe meer en meer tevore kom. Verstaan? En wat vir my wonderlik is die babas wat ek sien in daai omstandighede is gelukkig gelowige ouers, ofwel ouers wat moreel is wat hulle besef hoor hierso maar hierdie is 'n kind, is 'n mens. Verstaan? So hulle maak die kind groot. In daai klas van goeie. So ons moet dit ook in ag neem dat dit is nie bloot 'n besigheidstransaksie nie. Ons werk met mense. Want dit is ook 'n tipe van 'n waar IVF nou weer 'n vroeë abortus kan veroorsaak en surrogaatskap, kan hierdie maar 'n tipe van 'n slawerny effek ook by hê. Verstaan? Want nou koop ons en verkoop ons kinders.
En vrouens Ja. koop en verkoop basies die gebruik van hulle baarmoeders mee. Dis Korrek. hulle verhuur basies hulle liggame. Korrek. Dis kan eintlik 'n argument maak is dalk 'n bietjie in 'n sin in lyn met prostitusie. Korrek. Maar daar is 'n gevaarlike stelling om te maak. Ek Ja, verstaan. ja, dat is waar die vandaan gekom het. Ja. Nee, dis kom ek sê mens kan nie geval maak, maar ek gaan nie daai geval maak nie. Maar ja, om terug te kom op wat jy sê, nee, kinders moet ons nie kids aren't a commodity. Ons kinders is nie handelsware nie. Dit is en sodra ons begin dink aan kinders as handelware en ons plaas 'n waarde bo van een persoon bo die ander as gevolg van 'n gebrek, dan is ons eintlik besig om die mens af te kraak en dan doen ons wat die kommuniste gedoen het en ons sit 'n geldwaarde aangekoppel aan 'n persoon. So as ek 'n fooi van sê nou maar R1000 betaal, kan ek doodmaak wie ook al ek wil. Korrek. Of 'n miljoen rand. Dan kan ons net sowel 'n persoon koop en hom gaan jag as sport. Dit is nou baie simpel en absurde voorbeeld, maar dis uiteindelik waar dit op gaan neerkom. As ons nou Korrek. dit uit 'n bloot materialistiese lens gaan beskou. En daarom is dit so nodig vir ons om altyd in alle sake altyd te kan sê, nie laat my wil geskied nie. Dis nie dat my wil is dat hierdie persoon minderwaardig is of my wil is dat ek wil 'n kind hê en daarom gaan ek doen wat ook al ek wil om 'n kind te kry nie, maar laat U wil geskied. Dat ons kan bid wat Christus bid wanneer hy in Getsemane is, wanneer hy die lyding wat op pad is vir hom besef, waar hy aan die kruis gaan hang, waar hy gaan sterf vir ons sondes. Dat as dan sê hy, nie laat my wil geskied nie, maar dat U wil geskied. En so moet ons dieselfde kan doen. Ekskuus Jacques. Ek moet sê, hierdie is een van die maklikste kere wat ek gehuis het nog was. Ek het net aan die begin iets gesê en toe praat julle, so dit was 'n baie ligte ronde vir my. Maar ja, maar ja, dit is so. Ek sal nie sê dat surrogaatskap is op sigself in homself 'n sonde nie, of verkeerd nie, maar daar is vreeslik baie haakplekke. Jy moet seker maak dat die persoon word nie finansiëel of emosioneel uitgebuit nie. Jy moet seker maak dat as daar 'n kind is, jy die kind sal dra tot die einde toe. En dan ook hierdie as die volgende vraag, ek het net 2 vrae voorberei. Maar dit sal klaar 'n bietjie geantwoord. Is dat jy moet seker maak jy doen dit vir die regte redes. Dat jy doen dit omdat jy voel jy is geroep om 'n ouer te wees. Selfde argument as laas met IVF. Dat dit is werklik, jy moet jouself ondersoek en seker maak hierdie is nie vir selfsugtige redes nie. Want waar mense dit op sy slegste sien is wanneer iemand 'n kind wil hê, weet iets wil hê om lief te hê of wat ook al, maar nie die prys daarvoor wil betaal nie. Nie hulle loopbane wil stop nie deur die ongemak of wil gaan nie. Dan kry jy iemand anders wat gewillig is om dit te doen. En dan begin ouerskap by jouself en nie net by wat is God se wil in hierdie saak nie. Ek weet nie of julle nog iets het bygevoeg het nie. Ek dink dat julle het hierdie redelik aan die kante toe bespreek. Is daar nog iets? As ek dalk vinnig iets kan bydra. Ek sal sê uit my eie persoonlike opinie en wat ek uit die skrif uit kan put, as ons kyk na Abraham waar hy ook in 'n sin surrogaatskap ondergaan het met sy vrou Sarai se byvrou. Of nie haar byvrou nie, haar slavin. Sy byvrou in 'n sin. Dan sal ek sê die Here is nie gunstig teenoor dit nie. Die gedryf Maar tog is dit draai kyk vir Sarai, sy het dadelik jaloers geword. So mense moet maar baie versigtig wees. Ek sal 'n persoon eerder afraai aangaande surrogaatskap en eerder aanraai tot etiese in vitro fertilisasie of bevrugting. Ek dink ek is van opinie in vitro bevrugting is duurder. Dit is nou maar net die geval. Maar ek sal persoon eerder aanraai om dit te doen eerder as surrogaatskap, en surrogaatskap kan 'n baie lelike situasie skep tussen mense. En ons moet altyd die vrede bewaar. Of nog beter, aanneming. Aanneming is baie moeilik in Suid-Afrika. Jy nie net sommer 'n kind aanneem. Dit is 'n lang proses, maar dit is volgens my eintlik die beste een van die 3, want jy leef op 'n manier 'n roeping van ouerskap uit teenoor iemand wat anders nie daai kanse gehad het om dit te beleef nie. Ja. Dis die beste, maar ek verstaan dit is baie moeilik en dit is 'n baie lang proses. Ja, ek dink weer eens is 'n mens moet altyd hierdie saak bidend ondersoek.
Jy weet, dis vir my persoonlik, op dieselfde vlak van 'n enkellopende man of vrou wat die begeerte het om te trou. Verstaan? Waar doen ek dit nommer 1 vir die regte redes? Jy weet, is ek besig om regtig God se wil hierin te soek en daai klas van goeters. So 'n mens moet regtig eerlikwaar alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, al die roepings wat ons in ons lewens ervaar. Want weer eens is hierdie 'n roeping. Moet ons regtig bidend voor God mee gaan pleit en vir hom vra. Om vir ons die pad vorentoe te belig. Dawid skryf, u woord is 'n lamp vir my voete, verstaan? So gaan altyd na God toe en dis 'n moeilike ding, jy weet, ek weet byvoorbeeld ek is wel nog nie getroud nie, en ek het 'n groot begeerte daarvoor en ek het 'n groot begeerte om 'n pa te wees. Maar ek weet ook die mediese het vir my gesê dat die moontlikheid nie daar is dat ek 'n pa kan wees nie, weens komplikasies. Verstaan? En dit maak my soeke na 'n maat moeiliker want baie vrouens, veral in hierdie ouderdom, wil graag ma's word. So dit is een ding, verstaan? So vir my bly daar net een opsie oor, sou ek trou en 'n familie begin, is maar aanneming, verstaan? En alhoewel dit, jy weet, sy eie komplikasies en sy eie implikasies het, met my persoonlik is dit God se wil op die einde van die dag. Verstaan? En ook ja, die mediese het nie die finale sê nie. Daar is nog 'n moontlikheid. Ek meen ons sien dat die Here kan wonderlike dinge doen. Maar op die einde van die dag moet ek persoonlik ook voor God met hom gaan praat daaroor. Want ek kon miskien gevoel word na die roeping om te trou en om pa te word. Maar dis miskien ook nie in die kaarte wat God beplan nie. En daarmee saam moet ons dan treur, maar ook ons trane dan afvee en doen wat God ons beveel om te doen. En dis 'n moeilike waarheid. Dis nie 'n maklike ding om te sê nie, verstaan? Ask me how I know. Maar op die einde van die dag is dit wat die woord van God vir ons leer. En as dit te moeilik is, wil ek verder gaan om te sê, dan moet mens, as hierdie waarheid vir jou te moeilik is om te aanvaar, moet mens met jou predikant gaan praat oor jou saligheid. Want dit is wat die Here vir ons sê op 'n vandag. Dit is nie elkeen wat geroep word gaan in die amp of posisie of wat ook al gesit word waarvoor hulle geroep word. Want die roeping is miskien ook intern, maar miskien ook nie ekstern, of ekstern maar nie intern nie. Verstaan, daar's baie dinge. So 'n mens moet regtig baie versigtig wees, soos wat Skalk sê, om nie jou wil te forceer nie. En ook moraliteit is absoluut primêr op hierdie saak. Jy kan nie met 'n gekorrupteerde morele kompas na hierdie saak toe kom en dink ek wil 'n kind hê no matter what en hy moet so wees en so wees en so wees en so wees. Ja. Jy kan genag van die service presies uitdraai soos jy wil, hy moet uitdraai as hy groot word nie. Mense kan nie gemold word volgens jy wil heeltemal nie. Maar nee, met dit dink ek ons het 'n verdere dimensie gegee. Ja. Voor jy afsluit, Pieter, as jy gaan afsluit, wil ek nog een ding doen wat ek dink belangrik is om te noem, maar dit was in die nuus 'n ruk terug. En ek dink is dit oor die YouTuber wat sy later abortus gehad het of voor die man wat 'n bruid van wil koop. Beide voel relevant, nee. So ek kan nie of dit skripteer was of ek dit op 'n ander kanaal gesien het nie. Maar dit is twee homoseksuele mans wat albei 'n DNA van hulle gevat en dit basies gereg gekry om op 'n of ander manier om dit ingeplant te kry in 'n baarmoeder van 'n vrou. En so is daar nou hierdie voorbeeld ook van surrogaatskap waar twee homoseksuele mans nou 'n kind wil kry. En ons moet dan sien waar word kinders gekry. Kinders word verkry en word verwek in die huwelik. En daar is nie 'n ding soos 'n huwelik tussen 'n man en 'n man of 'n vrou en 'n vrou nie. Dit is nie 'n huwelik nie, dis nie die Bybelse huwelik nie. En so moet ons dit ook mooi verstaan dat daardie kind se waarde bly behoue, nê. Maar dit is net soos wat daar deur sonde 'n kind verwek kan word deur voorhuwelikse seks of deur molestering. Beïnvloed dit nie die waarde van die kind nie. Maar wat die oortreders is steeds oortreders. Ja. Soos wat die molesteerder 'n oortreder is. Word daar steeds 'n kind verwek, die kind
die kind is nog steeds van waarde. Die kind moet nie gedood word as gevolg van die sondes van die ouers nie. Ja. Ek sal eintlik die argument maak dat die ouers gestraf moet word. Gaan Stem. daar. En so dis ook net iets wat ons dalk net vinnig moet doen. So daar net Ja. duidelikheid wees daaroor. Oor hoe Ja. moet ons dan dink oor surrogaatskap van 'n selfde geslag paartjie. Maar Ja. En so dis in kort dink baie mooi. En Ja. en laat God se wil geskied nie jou eie nie. Ja. Dit is maar dit en surrogaatskap het so baie haakplekke wat kan maak dat iemand iewers misbruik of vernadeel word of dat jy jou sondige wil eers stel. Ja. Dis dankie julle vir die gesprek en die baie ligte rond as persoon voorgevat het. En ons sien julle dan Nee, is volgende week luisteraars. Okay. Goed gaan. Totsiens.